Vandag se lesie is ons nou nog steeds besig met algebraïese breuke en ons gaan in vandag se lesie kyk na die vereenvoudiging van uitdrukkings met saamgestelde breuke. So hierdie maak nog steeds uit van ons algebraïese breuke. Nou die vraag wat ons vir ons moet vra is, wat is 'n saamgestelde breuk? Jy moet kan weet om 'n saamgestelde breuk te erken. So ons moet kyk wat definieer 'n saamgestelde breuk. Nou 'n saamgestelde breuk is 'n breuk waarvan die teller en of die noemer breuke bevat. Met ander woorde, ons sal byvoorbeeld kry vereenvoudig die volgende en dan lyk die breuk soos volg. Ons het 'n derde plus 'n half gedeel deur 'n kwart plus 2 derdes. Nou hierdie kan jy duidelik sien is 'n saamgestelde breuk. Want as ons kyk na ons teller, as jy kyk na die teller bestaan uit 2 breuke en as jy die som van 2 breuke, as jy kyk na die noemer, bestaan hierdie noemer ook uit die som van 2 breuke. Goed, nou die eerste metode om te gaan kyk om hierdie probleem op te los, is ons baie belangrik. Die eerste dingetjie wat ons gaan kyk, is ons gaan kyk na elkeen van die noemers wat hier voorkom. Goed, so om te kyk na die noemers sien ons het 'n 3 en 'n 2 en 'n 4 en 'n 3. So die eerste ding wat ons gaan kry is die KGV van al die noemers. So as ons kyk na die KGV, met ander woorde ons moet die KGV gaan kry van 3 en 2 en 4. En ons weet ons KGV van 3, 2 en 4 is 12. Nou die metode wat ons gaan doen is dan om te vermenigvuldig met die KGV op die KGV. Goed, so, as ek daar gaan skryf, dan het ek nou 'n derde plus 'n half op 'n kwart plus 2 derdes. Nou hierdie breuk gaan ek nou vermenigvuldig met 12 op 12. Dit beteken nou, ek gaan elkeen van hierdie terme vat. Onthou, dis soos ons distributiewe eienskap. So, ek gaan nou sê 'n derde maal met 12. En 'n derde maal met 12 gee vir my 4. Dan gaan ek sê 'n half maal met 12 en 'n half maal met 12 gee vir my 6. Daarna gaan ek nou na die teller toe. So as ek nou die teller gaan kyk, dan gaan ek sê 'n kwart maal met 12 en 'n kwart maal met 12 gee vir my 3. Plus die volgende enetjie sê vir my weer 2 derdes maal met 12. En 2 derdes maal met 12, 3 gaan in 12 in, 3 gaan in 12 in 4 keer en 4 maal 2 is 8. So ek kry 'n 8 daar. Nou kan ek hom vereenvoudig. Nou kan ek met ander woorde sê 4 plus 6 is 10 op 8 plus 3 is 11. Met ander woorde, my finale antwoord is 10 op 11. Goed, nou is ons volgende selfe voorbeeldjie gaan Tannie nou net met julle doen, maar met 'n ander metode. As jy nou dalk nie onthou om hom met die KGV en op die KGV te vermenigvuldig nie. Die pad is 'n bietjie langer, maar hy kom ook uit dieselfde antwoord uit. So ons het 'n derde plus 'n half op 'n kwart plus 2 derdes.
Nou is dit nie so, as jy nie onthou om te vermenigvuldig met die KGV nie, daai gedagte kom nou nie by jou op nie, dan kan jy nou gaan kyk na dit wat in jou teller staan. Goed, so as ons dit het wat in ons teller staan, sien ons dit is 'n derde plus 'n half. So jy kan met jou breuke bymekaar tel, so jy kan gaan sê, die KGV van 2 en 3 is mos 6. Met ander woorde, ons kan 'n derde en 'n half na die ekwivalente breuke toeskryf met 'n noemer van 6. So, ons kan dan nou sê, my KGV is 6, en ek gaan 3 maal met 2, so 2 wat ek onder doen, moet ek bo doen, met ander woorde, ek kry daar 2/6, plus, en dan gaan ek die 2 maal met 3 om by 6 uit te kom, wat ek onder doen, moet ek bo doen, so ek kry plus 3 op 6. Dan gaan ek na my noemer toe. As ek nou kyk na my noemer, het ek nou 'n kwart plus 'n derde. So die KGV van 4 en 3 is 12. Dis reg. Met ander woorde, ek gaan na die ekwivalente breuke toe gaan van 12, so my KGV is 12. 4 moet ek maal met 3 wat ek onder doen, moet ek bo doen, so ek kry 3/12, plus, dan het ek nou by 3 moet ek maal met 4, né? Om by 12 uit te kom, wat ek onder doen, moet ek bo doen. So ek kry nou 3 plus 8/12 onder die lyn. Nou kan ek gaan sê, ek het nou met ander woorde 5/6 gedeel deur 11/12. En onthou nou, hoe werk ons reël? As ons deel deur 'n breuk, dan gaan ons maal met sy omgekeerde. Goed, nou kan ek hier verder gaan en my sommetjie voltooi. 6 gaan in 12 in, 2 keer, en ek kan nie verder vereenvoudig nie, so ek kry 5 maal met 2 gee vir my 10 op 1 maal met 11 is 11. So ek kry dieselfde antwoord. Soos julle kan sien, is die eerste sommetjie se eerste metode 'n bietjie korter. Goed. So kom ons kyk nou na voorbeelde met veranderlikes, met ander woorde wat algebraïese uitdrukkings bevat. Met ander woorde, ons kyk nou na saamgestelde breuke met algebraïese uitdrukkings. So onthou, ons vraag sal wees, vereenvoudig die volgende. Nou ons eerste enetjie wat ons gaan vereenvoudig, gaan ons kry K op M minus M op K gedeel deur K op M plus 2 plus M op K. Goed, nou as ons die eerste enetjie gaan kyk, gaan ons sien, wat is my noemers? So ek gaan kry die KGV van al my noemers. En ek kan in hierdie geval sien, my KGV gaan gelyk wees aan MK. Is reg? So ons tweede stapie wat ons gaan doen is, ons gaan vermenigvuldig met ons KGV op ons KGV. Onthou, as ons met ons kleinste gemeene veelvoud op ons kleinste gemeene veelvoud vermenigvuldig, is dit mos net so goed of ons het met 1 vermenigvuldig. So, ek gaan vermenigvuldig nou met, wat is my KGV? MK op MK. So, as ons nou hier gaan vermenigvuldig, dan gaan ons nou sien, ons het
K op M maal met MK. Ons vermenigvuldig bo. So as ek K op M het maal met MK, dan kry ek my antwoord is K kwadraat. Met ander woorde, my antwoord daar is nou K kwadraat. K op M maal met MK. Met ander woorde, dis so goed of is op 1 en M K maal K is K kwadraat. Julle onthou hierdie vermenigvuldiging nou al, né? Minus. Nou het ek my M op K wat ek vermenigvuldig met MK. Met ander woorde, ek kry M kwadraat. M maal M is M kwadraat. Nou gaan ek onder die lyn en ek gaan nou met my noemer werk en ek gaan nou elkeen van hierdie terme met my distributiewe eienskap gaan ek maal met MK. So, K op M vermenigvuldig met MK gee nou vir my K kwadraat. My volgende enetjie het ek nou 2 maal met MK en 2 maal met MK gee vir my plus 2MK. Dan het ek nou weer my M op K wat ek maal met MK en dit gee nou vir my weer M kwadraat. Goed. Om te vereenvoudig kan ek nou sien ek kan faktoriseer. So my derde stapie wat ek nou gaan doen is om te faktoriseer sodat ek kan vereenvoudig. Bo die lyn sien ek het verskil van kwadrate. My reël sê vir my ek het 2 hakies. Een hakie is 'n plus, een hakie is 'n minus. K kwadraat se vierkantswortel is K. M kwadraat se vierkantswortel is M. Onder die lyn kan ek sien het ek nou 'n kwadratiese 3-term. Goed, so julle sien die kwadratiese 3-term, né? 1, 2, 3 terme. Ek het 'n M en 'n K in my middelterm wat die kwadrate is my aan die weerskante. Goed, so, ek pas my reël toe. As daar 'n plus voor die laaste term is, beteken dit die tekens in die hakies is dieselfde en dit gaan 'n plus wees. Dan gaan ek nou sien die faktore van M en K bly K, K en M. Nou kan ek verder gaan en ek kan vereenvoudig. So, as ek nou sien K plus M kanselleer uit met 1K plus M bo die lyn, met ander woorde ek hou oor K minus M op K plus M. En dit is my finale antwoord. Met ander woorde, nadat ek gefaktoriseer het, moet ek nou vereenvoudig. Of ons kan die som op die volgende manier doen. As ons het K op M minus M op K gedeel deur K op M plus 2 plus M op K. Dan kan ek nou gaan kyk na dit wat bo die lyn staan. En hier kan ek sien my KGV is MK. So ek kan hom gaan skryf op 'n gemeene KGV wat MK is. So ek moet hier vermenigvuldig met K, wat ek bo doen moet ek, wat ek onder doen moet ek bo doen. So ek kry K kwadraat minus, hier gaan ek vermenigvuldig met M, wat ek onder doen moet ek bo doen. So ek kry M kwadraat daar en hy is op my breekie van MK. Gedeel deur. As ek nou gaan kyk na my
3 term hieronder, dan kan ek sien my KGV daar is ook MK. So, ek moet nou weer hierso met K vermenigvuldig, wat ek onder doen, moet ek bo doen. So, ek kry K² plus, hier moet ek met MK vermenigvuldig, so hy word 2MK, plus, as ek nou by die laaste enetjie sien, kan ek nou sien, ek moet hier met M vermenigvuldig, wat ek onder doen, moet ek bo doen. So, ek kry M², en dit is op my KGV van MK. Onthou nou, hoe werk dit as ons deel deur 'n breek, dan gaan ons maal met sy omgekeerde. So ons sê K² minus M² op MK, gaan ons maal met die omgekeerde, so dit is met MK op K² plus 2MK plus M². Goed, so ek kan hier duidelik sien, die m'e kanseleer uit, die k's kanseleer uit, bo die lyn het ek nou K² minus M², en dit is verskil van vierkante, so ek kan omskryf 1 hakie plus, 1 hakie min, dan het ek K en M, op K² plus 2MK plus M² sien ek is ook 'n kwadratiese 3 term, plus voor die laaste term beteken tekens in die hakies is dieselfde, hulle gaan al twee plusse wees, en dit word K plus M, K plus M. Goed, met ander woorde, ek gaan nou kan uitkanseleer, so my K plus M en K plus M kanseleer uit, so ek kry my antwoord is K minus M op K plus M. Kan sien, is presies dieselfde as wat jy die vorige keer gekry het, dit vat net 'n bietjie meer tyd. Ons tweede voorbeeldjie, sê byvoorbeeld vir ons het 1 op x minus 1 plus 1 op x op 2 op x minus 3 op x minus 1. Ons kan duidelik sien dit is 'n saamgestelde breek, want die teller en die noemer bevat beide breuke. Goed. So kom ons gaan kyk nou net weer na ons eerste metode, is die eerste ding wat ons gaan kry, ons kry die KGV van die noemers. Nou as ons gaan kyk na ons noemers, dan sien ek het x minus 1, x en 'n x. So my KGV van my noemers gaan gelyk wees aan x maal met x minus 1. So my tweede stapie wat ek gaan doen is ek gaan vermenigvuldig met my KGV gedeel deur my KGV. Want dit is so goed of ek vermenigvuldig met 1, so dit gaan nie my vergelyking verander nie. Ons het 1 op x minus 1 plus 1 op x op 2 op x minus 3 op x minus 1. Nou gaan ek vermenigvuldig met my KGV op my KGV. So, ek moet vermenigvuldig met, wat is my KGV? X minus 1 op x minus 1. Onthou, dit is dan so goed of ek vermenigvuldig met 1. So, ek begin nou van 'n kant af en ek gaan maal 1 op x minus 1 met dit. So, 1 op x minus 1 gaan ek maal met x minus 1. So goed of hy staan op 'n spook 1. Daai kanseleer uit, met ander woorde, ek kry my antwoord is x. Dan gaan ek nou volgende en ek gaan maal by 1 op x
met dit. So ek kry 1 op x maal met x, x minus 1 op 1. Ek sien my x'e kanseleer uit, so daai antwoord is x minus 1. Hier het ek 'n plus, met ander woorde hierdie gaan ook 'n plus wees, en 1 op x maal met dit gee vir my x minus 1. Goed, nou gaan ek onder die lyn vermenigvuldig. Met ander woorde, ons gaan nou elkeen van hierdie terme vat, so ek gaan sê my 2 op x maal met x, x minus 1, so 2 op x maal met x, x minus 1, met ander woorde, daai kanseleer uit, so ek kry dit is 2 maal met x minus 1. 2 maal met x minus 1. Minus, daai 3 gaan ook wees maal met x minus 1, want ek vermenigvuldig mos nou die minus 3 op x met x, x minus 1. Daarna gaan ek die minus 1 vermenigvuldig, elkeen van hierdie vermenigvuldig ek, so dan gaan ek kry minus 1 maal met x is x, x minus 1. Goed, en onthou, ons moet mos nou vereenvoudig. So, as ek nou gaan vereenvoudig, gaan ek kyk in my teller, kry ek x plus x is 2x minus 1. Onder gaan ek nou eers weer moet my hakies wegvat. Met ander woorde, ons gaan sê 2 maal met x is 2x. En dan het ons 2 maal met min 1 is min 2. Volgende enetjie. Het ons min 3 maal met x, en dit gee vir my min 3x. Dan het ek min 3 maal met min 1, min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 1 is 3. Volgende ene het ek min x maal met x gee vir my minus x kwadraat. Dan het ek min x maal met min 1, 'n min maal 'n min is 'n plus, en x maal 1 is x. Nou moet ons net vereenvoudig, so ons gaan kry 2x minus 1 bly bo die lyn, hy is klaar vereenvoudig. Nou gaan ons gelyksoortige terme bymekaar tel, so ek het 2x minus 3x is minus x plus x is 0, met ander woorde, hulle kanseleer mekaar uit. Dan hou ek nou oor onder die lyn minus x kwadraat, en ek het bo die lyn minus 2, want die minus x kwadraat is nou enig in sy soort, en dan het ek nou 'n minus 2 plus 3, wat vir my plus 1 gee. En dit is dan my finale antwoord, 2x minus 1 op minus x kwadraat plus 1. Goed, so wat het ek gedoen nadat ek met my KGV vermenigvuldig het ek net vereenvoudig. Dan ek doen dieselfde voorbeeld met julle net weer, sonder dat ek met die lang pad, 1 op x minus 1 plus 1 op x, op 2 op x minus 3 op x minus 1. As ek nou kyk aan die bokant, dan gaan ek sien my KGV hierbo is x minus 1. So ek gaan my teller skryf as 'n breuk met x minus 1 as 'n noemer. Met ander woorde, ek het my x minus 1 gaan my noemer wees, ek skryf hom as 1 breuk. Goed, met ander woorde,
Wat moet ek doen? Ek moet hier vermenigvuldig met x. Wat ek onder doen, moet ek bo doen. So ek gaan kry x op x maal x minus 1 plus, by my volgende enetjie moet ek vermenigvuldig met x minus 1, wat ek onder doen, moet ek bo doen, so ek kry daar plus x minus 1. In my noemer kry ek nou dat my KGV x is. Met ander woorde, ek kan hom op x sit, 2 is klaar op x, minus 3 is klaar op x, 1 word x op x. So, nou kan ek vereenvoudig en onthou, as ek deel deur 'n breuk, dan gaan ek maal met sy omgekeerde. So kom ons kyk net gou-gou, ons het nou bo die lyn. Bo die lyn het ons nou 2x minus 1 op x maal met x minus 1. Onder die lyn het ons 2 minus 3 is minus 1 minus x op x. Onthou nou, as ons deel deur 'n breuk, dan gaan ons maal met die omgekeerde. So ons het 2x minus 1 op x, x minus 1, en ons gaan hom maal met x op minus 1 minus x. Goed, so wat sien ons gebeur hierso? Ons sien die x'e kan uitkanseleer. Nou kan ek eers skryf, ek het 2x minus 1 op x minus 1, en die laaste enetjie kan ek verander na minus, kan ek die teken vir ander reël toepas, so ek kan hom skryf as minus x plus 1. As ek hierdie nou uitvermenigvuldig, dan gaan ek kry 2x minus 1. As ek nou daai hakies met mekaar vermenigvuldig, het ek minus, voor x maal x is x kwadraat, plus x min 1. As ek hom nou vereenvoudig, dan kry ek 2x minus 1 op minus x kwadraat plus 1. En dit gee vir my dieselfde antwoord. Ons doen nog 'n voorbeeldjie saam, en daarna kan julle huiswerk doen. Ons het byvoorbeeld x plus 1 plus 1 op x minus 1 op 2x minus 1 minus 1 op x minus 1. Goed, so kom ons kyk, in die eerste plek gaan ons kry die KGV van die noemers. Ok, so my noemers kan ek sien is nou x minus 1, met ander woorde my KGV gaan gelyk wees aan x minus 1. My tweede stapie wat ek dan moes nou doen, is om te vermenigvuldig met my KGV op my KGV. So, ons gaan vermenigvuldig met x minus 1 op x minus 1. Dit is mos so goed of ek vermenigvuldig met 1. Reg, so ons gaan hier van 'n kant af net begin, en dan gaan ons so kyk na hom. Ons gaan sê, ons vermenigvuldig nou met, ons vermenigvuldig x met x minus 1. So ek kry daar x maal met x minus 1. Volgende wat ek doen is ek vermenigvuldig die plus 1 met x minus 1.
Volgende wat ek doen is ek vermenigvuldig die 1 op x minus 1 met x minus 1 en dan kry ek dit word 'n plus 1. Dan gaan ek onder die lyn na my noemer toe. Goed, nou gaan ek my noemer met my KGV vermenigvuldig. Ek het nou gehad 2x maal met x minus 1. So ek skryf neer my 2x maal met x minus 1. Volgende wat ek het is my minus 1 maal met x minus 1. So ek sit nou hier 'n hakkie, want ek het 'n minus 1 wat ek gaan maal met x minus 1. Volgende wat ek moet doen is om my 1 op x minus 1 te maal met x minus 1 en dit gee vir my 'n min maal 'n plus is 'n min 1. Nou gaan ek net my hakies verwyder en vereenvoudig. So die derde ding wat ek doen is om te vereenvoudig. Goed, en nou gaan ons net vereenvoudig, so ons moet ons hakies uithaal. Met ander woorde, ons gaan nou sê x maal met x is x kwadraat. Dan het ons x maal met minus 1 gee vir my minus x. Volgende ene het ons plus 1 maal met x is plus x. Dan het ons plus 1 maal met 'n min 1 gee vir my min 1 plus 1. In my noemer gaan ek ook nou die hakies verwyder, so ek het 2x maal met x gee vir my 2x kwadraat. Dan het ek 2x maal met minus 1 en dit gee vir my minus 2x. Volgende wat ek het is minus 1 maal met x is minus x. Dan het ek nou 'n minus 1 maal met 'n minus 1 wat 'n plus 1 word. En dan het ek nou laastens net 'n minus 1 wat ek kan neerskryf. Goed, gelyksoortige terme gaan ons met ander woorde nou by mekaar tel. So, ek sien hierbo het ek net my x kwadraat. Hy is enig in sy soort. Volgende kies wat ek het is 'n min x plus x is 0. Dan het ek 'n min 1 plus 1 wat 0 is. So ek hou 'n x kwadraat bo die lyn oor. As ek nou onder die lyn gaan, sien ek het 'n 2x kwadraat wat enig in sy soort is. Dan het ek 'n minus 2x minus x en dit gee vir my minus 3x. Verder kan ek nou sien ek het 'n plus 1 min 1 is 0. So hulle kanselleer mekaar uit. Nou is ek nog nie klaar nie, want onthou ek moet vereenvoudig so ver as moontlik. Onder die lyn kan ek nou sien, kan ek 'n x gemeenskaplik uithaal. Julle sien jou xie wat jy gemeenskaplik het, so ek kan x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar in die hakie oor 2x minus 3. En nou as ek my finale antwoord neerskryf, dan kan ek sien dat hierdie x kanselleer met een van daai 2 x'e uit bo die lyn, so my x bly oor 1 x'ie oor in my teller en my noemer is 2x minus 3. Goed, dan gaan nie daar's eintlik 3 maniere wat 'n mens nou hierdie som kan doen, maar Tannie doen nou net die kortpad maniere wat jy met jou KGV op jou KGV vermenigvuldig. So, wat is ons sommetjie? Ons som is mos nou x plus 1 plus 1 op x minus 1 en dit alles is op 2x minus 1 minus 1 op x minus 1. Goed, so die eerste ding het ons gesê, kry ons die KGV van ons noemers.
Hierdie ene werk ons nou maar op dieselfde manier, dit is die korter pad. Die tweede ding wat ons gaan doen, ons vermenigvuldig met ons KGV op ons KGV. Goed, ons het gesien die KGV van ons noemers, het ons gesien is x minus 1. Nou al wat Tannie met hierdie ene nou anders gaan doen, is ek vermenigvuldig nou nog steeds met my KGV op my KGV, en dit is met ander woorde maal met x minus 1 op x minus 1. Al wat ek nou in hierdie geval anders gaan doen, is in plaas van dat ek die x apart vermenigvuldig, gaan ek x plus 1 vermenigvuldig met x minus 1. So, ons gaan hom skryf die hele x plus 1 vermenigvuldig ek met x minus 1. Daarna vermenigvuldig ek nou die 1 op x minus 1 met die x minus 1 en dan kry ek dit is plus 1. Onder die lyn gaan ek nou presies dieselfde doen, so ek gaan die hele 2x minus 1 vermenigvuldig met die x minus 1. So ek kry 2x minus 1 maal met x minus 1. En dan het ek die volgende is om my 1 op x minus 1 te vermenigvuldig met x minus 1 wat vir my gee, minus 1. So nou gaan ek ook weer vereenvoudig deur my hakies te verwyder. Nou x maal x gee vir my x kwadraat. X maal met min 1 is min x. X 1 maal met x gee vir my x. En dan het ek nou plus 1 maal met min 1 wat vir my min 1 gee, plus 1. Op. Onder die lyn gaan ek nou verder, het ek in my noemer 2x maal met x is 2x kwadraat. Dan het ek 2x maal met min 1 en dit gee vir my min 2x. Daarna het ek min 1 maal met x en dit gee vir my minus x. Dan het ek min 1 maal met min 1 en dit gee vir my min maal 'n min is 'n plus, 1 maal 1 is 1 en nog steeds my minus 1. Nou gaan ek weer gelyksoortige terme bymekaar tel. Nou kan ek sien ek het my x kwadraat wat enig in sy soort is in my teller. Volgende sien ek het 'n min x plus x wat 0 is, en dan het ek 'n min 1 plus 1 wat 0 is, so ek hou bo die lyn 'n x kwadraat oor. Onder die lyn, as ek my gelyksoortige terme bymekaar tel, kry ek 'n 2x kwadraat, dan kry ek nou 'n min 2x min x, en dit gee vir my min 3x. Volgende wat ek het, plus 1 min 1 is 0. Dis nog nie kant en klaar nie, want onthou ek moet vereenvoudig. So, en dit is die stappies waarmee ons nou besig is om te vereenvoudig. Om te vereenvoudig kan ek sien ek kan onder die lyn 'n x gemeenskaplik uithaal, so ek het 'n 2x minus 3 wat in my hakkie oorbly. Nou as ek hierdie klaar uitgehaal het, kan ek nou sien my x kanselleer met een van die x'e uit wat bo die lyn staan, so my finale eenvoudigste antwoord is x op 2x minus 3. En dit is my finale antwoord. Dan ek hoop julle verstaan hierdie werkies nou mooi. Werk die voorbeelde maar weer uit en oefen hierdie lesie in deur julle huiswerksommetjies nou mooi te voltooi. Ek weet jy kan.